met die woord voorhou soos die Here vir my op my hart gelê het. Ek gaan die vra met my saam te lees uit Psalms 65ste Psalm. Op my Bybel is dit op bladsy 618. Opskrif sê 'n loflied op die goedheid van God. Psalm van Dawid 'n lied. Aan U kom 'n lofsang toe, o God in Sion. Aan U moet die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom. Ongeregte dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortreding. Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in die voorhoewe. Ons wil versadig word met die goeie van die huis, die heiligheid van die paleis. Vreeslike dinge antwoord ons, U ons in geregtigheid, o God van ons heil. Vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see, wat die berge grondves deur die krag wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir die tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. U het die land besoek en oorvloed gegee. U verryk dit grootliks. Die stroom van God is vol water. U berei hulle koring, ja, so berei U die land. U maak sy vore nat, sy kluite gelyk, deur reënbuie maak U dit week. U seën sy uitspreitsel. U kroon die jaar van U goedheid, en U voetspore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestyn drup, en die heuwels gord hulle self met gejuig. Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, en die dale is bedek met koring. Hulle juig ook singe. Goeiemôre geliefdes. Welkom terug en almal van U. Ek dink ek het almal gegroet. Ons staan aan die begin van 2025 en ek weet nie of U dit so ervaar as ons dit in die huis ervaar het nie. Die jaar het vinnig begin. Vinnig weggespring en dit is so asof hy 'n bietjie ekstra spoed het. 5 Januarie, eerste en die tweede het so vinnig verby gegaan, al oorgeknip toe sy verby. Dis vir my 'n gevoel. Hierdie jaar, ek gaan die jaar in met 'n groot opwinding. Maar weet jy ook, groot bekommernis in ons hart. Hierdie jaar gaan 'n ander jaar wees. Waarom vra jy vir my vanmôre, Johnny, sê jy, die gaan 'n ander jaar wees? Ek wil vir u dit ronduit sê, en u kan dit gaan verkondig en sê, Johnny het so gesê, die Bybel het so gesê, omdat God se guns oor hierdie jaar is. Dis 'n jaar van guns. Dan mag jy my vra, jy het gesê, jy is opgewonde, maar ook bekommerd. Ek is bekommerd, want daar is nog soveel mense, hier in ons eie gemeente is daar mense, wat nie hulle self op die regte plek, op die regte tyd bevind nie, wat nie besig is met die regte doelwitte nie, wat nog steeds nie weet dat hulle die regte persoon is om te doen wat Here wil hê moet doen. Die hele jaar laas jaar het ons oor daardie 4 goed geplan. Dink byvoorbeeld vir 'n oomblik aan 'n boer wat sy land voorberei. Hy kyk na die grond, hy beplan die seisoen met hoop, maar ook met harde werk. Hy weet nie wat die jaar gaan bring nie. As hy hier in die begin van die jaar staan, hy weet nie wat om te verwag nie. Hy kan nie sê nie, miskien met voorspelling, kan ek vir jou vertel, dit gaan 'n droë jaar wees. Ons Pieter vir my gesê nou, as dit nog nie reën gehad, Kersfees nie, 'n nuwe jaar nie, miskien gaan dit 'n droë. Miskien gaan dit. Maar dis al wat die boer weet. Hy saai nog met geloof. Hy glo dat dinge gaan nog steeds gaan soos wat dit behoort te gaan. Hy glo in die seisoene wat God gee. Hy vertrou op God se voorsiening. Hierdie geloof van 'n boer herinner ons aan ons eie lewe. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Ons is onseker oor wat voorlê, maar ons kan met sekerheid vanmôre sê, en ek kan dit vir u sê aan die begin van elke jaar, dat God se guns wag vir jou in hierdie jaar. Amen. Amen. As jy op die plek is waar God jou wil hê, is God se guns met jou.
ek dink vir 'n oomblik net terug, ons het nie oujaarsdiens gehad nie, maar ek dink terug aan 2024. En wat 'n whirlwind van 'n jaar was dit nie gewees nie. Ons het skielik met skok besef, terwyl ek en Natasha daaroor sit en gesels, die 26 Desember, was dit 20 jaar terug, daar die groot tsunami plaasgevind het in die Indiese Oseaan. Ek weet nie wie van die kan dit onthou nie. 230 mense, 1000 mense wat gesterf het. En as ek kyk, as jy sou gevra 2004, in 2005 mense gevra tot 2004, is dit wat hulle sou herinner. Hulle sou teruggedink het aan daardie vreeslike vloed, mense, die groot las. Teen die tyd van die jaar, 5 Januarie, dink ek het mense nog ontdek, Brendan, hulle nog ontdek, hoeveel mense is verloor. Hulle het nog liggame in die rommel gesoek. Nou ek sê nie vir die 2024 was 'n jaar soos 2004 nie, maar nogtans kan ek vir die sê, dit was nie almal 'n lekker jaar gewees nie. Daar's dalk goed wat vir jou uitgestaan het in 2024. Party mense mag dalk vanmôre sê, ek het genoeg rede om te sê, dit was vir my 'n slegte jaar gewees. Ander mag dalk sê, dit was vir my 'n goeie jaar gewees. Maar ek wil vir die vanmôre sê, by jou eerste diens, ek het dit reeds gesê, God se guns is oor jou. Ek wil die skrifgedeelte aanhaal, ek is nie lief daarvoor om hom te gebruik en oor hom te preek nie. Ek dink mense verstaan hom partykeer verkeerd. Maar ek praat oor Jeremia 29 vers 11. Wanneer God sê, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis wat God oor ons koester. Dis wat God gekoester het oor sy volkie Israel. En ons het deel geword van daardie Israel. Deur die sterfte van sy seun Jesus Christus is daar vir ons toelating gewees om deel te wees van Israel. Ons het deel geword van die belofte wat God met sy volk gemaak het. Ons het deel geword van die beloftes wat in die woord opgeteken is. Ons het deel geword van sy guns wanneer dit uitgeroep word oor sy volk. Ek wil vir julle hoop van die toekoms gee. Die vraag vanmôre waarmee ek wil begin is, gaan jy 2025 instap met die sekerheid dat jy geroep, voorberei en gereed is? Kom ons ontdek saam hoe God se guns in hierdie jaar jou kan aan. Die eerste punt waarby ek wil stil staan, en jy gaan hierdie herhaling hoor, dis ons tema vir die jaar. Ek sal nou by die kerngedeelte aan ek kom aan die eerste deel praat van jy, ek is geroep. God sien jou raak en hy ken jou naam. Ons dien 'n baie persoonlike God. Hy is nie iemand wat so ver langs 'n skepper is. Ek weet of julle dit al agtergekom het, party plekke praat daarvan hy iets gedoen en dan weggestap. As jy gaan kyk wat Elia doen terwyl hy spot met die profete van Baal, en toe sê vir hulle, miskien is hy op vakansie. Party mense dien gode, afgode, klein lettertjie gode, wat nie belangstel in hulle daaglikse bewegings nie. Wat nie bekommerd is as daar swaar kry is nie. Wat nie weet wat aangaan in hulle omstandighede nie. Ons God ken jou, hy sien jou, hy ken jou, hy weet van jou en hy weet presies waar jy is op die oomblik. Gaan lees Matteus 10 vers 30 sê hy, dat hy ken selfs die aantal hare op jou kop. Wie van julle wat hier sit vanmôre kan sien hoeveel hare het op jou kop? Ek sien niemand wat heeltemal bless is nie, ek sal my gesit en weet presies, want alles is weg. Maar wie van ons weet het? Ek weet nie hoeveel hare het op my kop nie. Ek kan nie eens tel hoeveel val uit nie. God sê ek ken presies hoeveel hare is op jou kop. Hoeveel te meer sal hy jou roep en wil hy jou nie gebruik. Ek wil jou meer vertel. Hy weet nie net van jou hare nie op dit. Hy ken ook jou swakhede. Hy ken ook jou sterktepunte. Hy weet waar jy sal uitblink as hy jou daar kan gebruik. Ek wil vlugtig vir die net verwys na die verhaal van Gideon. Word verwys daarna in Rigters 6, praat daarvan. En Gideon kruip weg. Hy's daar in die parskyp, dorsvloer, en hy is besig om die koring te verwerk. Nou dan moet geëet word. Dis nou maar een ding, uitgemaakte saak. Selfs al is daar oorlog in die land word betrek deur die vyand, moet hulle nog eet. En hy is besig in die parskyp
is hy besig om die koring te verwerk. Maar hy het weggekry, dat niemand hom kan sien nie. Hy staan nie openbloot vir almal om te sien nie. Die engel van die Here kom by hom, en hy verskyn, Rigter 6 vers 12, en hy sê, die Here is met jou, dappere held. Die ou wat wegkry, in die pad skyn. Gideon het glad nie soos 'n held gevoel. Gideon het glad nie soos 'n held gelyk nie. Maar God sien iets in hom raak, wat hy nie in homself kon sien. Net so vanmôre wil ek vir u sê, dat die Here roep jou, net soos wat jy is. Ek glo in die gedeelte wat ons altyd aanhaal en sê, die Here roep nie bekwame mense nie, hy bekwam die wat hy geroep het. Hy soek nie mense wat weet hoe om alles te doen nie. As dit daaroor gegaan het, as dit net gegaan het daaroor dat ek het die boekkennis en ek het ervaring en ek is die beste publieke spreker. Ek laat jou praat dat jy aan my lippe hang, dat jy elke woord wil inneem, dan het dit meer gegaan oor my. Dan het gegaan oor my. Dan sou jy gesê, kom, laat ons gaan kyk wat Johnny vanoggend te sê vir ons. Maar nou gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor die kruis en my verlosser wat aan die kruis gehang het. En dit gaan oor hom wat die verandering bring. Dit gaan oor hom wat deur my werk. Dit gaan oor Jesus wat binne my is. Ek dink so na die stalkie wat vertel word van die klein seentjie wat vir sy pa vra, pappa, hoe groot is Jesus dan? Hy sê hy is baie groot, baie groot. Hoe groot is hy? Nee, hy is baie groot. Maar pappa, hoe is dit? As Jesus so groot is en jy sê hy bly binne jou, hoe is dit dat daar nie 'n stukkie van hom by jou uitsteek? Jesus moet by ons uitsteek. Jesus moet wys in ons optrede en ons doelwitte, dit wat ons doen. Die manier waarop ons mense met liefde ontvang. Hoe leer jy om daar te kom? Jy leer daar te kom deur eers net te besef, jy is groot. Net soos jy is. Jy kom net soos jy is, of jy op 'n plaas werk, of jy in 'n dorp werk, of jy by die skool is, of jy by die huis is. Hy soek jou om te kom net soos jy is. Vir God is jy buitengewoon. En hy wil het jou geskape. Ek wil dit weer herhaal. Sy guns is met jou. Hy het jou geskape, jou geroep, met 'n spesifieke doel. Vir die dag. Psalm 139 vers 16 sê leer ons, hy het jou naam geken, nog voordat jy gebore is. Hy roep jou, nie omdat jy perfek is nie, maar omdat hy perfeksie in jou wil uitwerk. Die tweede punt waaroor ek wil vanmôre praat is, jy is voorberei. Nou, voorbereiding is 'n harde werk. Is nie 'n lekker plek nie. Terwyl ons het gister weer so 'n bietjie op die pad gery, kom ons verby lande op lande waar dit leeg staan. En ek het tans wat so 'n gesprek gevoer en gepraat oor die land is seker besig om te rus. En laat die land rus. En ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar hulle plant nie dwars deur die jaar is alles geplant. Afhangende van seisoen, van klimaat, van watter gewas is dit wat geplant word die land 'n tyd gegee om te rus. En in daardie tyd wanneer hy rus, vind voorbereiding plaas. Partykeer gaan hulle so ver as om te roteer, om te sê ek plant hierdie gewas en dan volgende jaar plant ek 'n ander gewas. Want as gevolg van die verskillende gewasse wat daarin is, kom daar nuwe voedingsstowwe terug in die grond. Jy kan die grond opgebruik. Jy kan al die vrugbaarheid in die grond kan jy opgebruik as jy net jaar na jaar aanhou met plant. Dit kom uit die woord van God uit, praat hy van laat in ons land. Wanneer ons aan dit dink en ons besef, dan weet ons dit is nie 'n maklike proses nie. Hierdie omspit, ons moes daar by ons, die grond word hard, kliphard, al spuit nie water, dit word kliphard. Ons moes daaraan, ons met 'n pik ingeklim het, om die grond los te kry, want hy's te hard. Jy kan nie met 'n vurk indruk nie. So jy kry 'n pik om te slaan. Nou dink by jouself, broer en suster, as die Here by jou moet inklim met 'n pik, om dit so 'n bietjie los te kry, om 'n bietjie voorbereiding te maak in jou. Dis nie lekker. Ek weet nie van u nie, maar as jy so nou en dan 'n bietjie 'n klappie van die kant af kry en is 'n skerp punt en jou grond word omgedolwe, dan maak dit seer. Dis 'n ongemaklike proses. En so moet ons byvoorbeeld ontslae raak van ons sonde. As jy sê, vergewe my al my sonde, en jy tint nie se traantjie af nie, watter tipe voorbereiding
dink jy is God besig om jou te maak? Die Here doen sy diepste werk in ons lewe, wanneer hy in die voorbereidingsproses is. Ek wil die aandag vestig op 'n voorbeeld uit die Bybel. Kyk maar na Moses. Voordat Moses kon opstaan om die leier te word van Israel, het hy 40 jaar in die woestyn gespandeer. Daar in die woestyn het hy skape opgepas, alvorens hy die brandende bos gesien het. Daar in die woestyn dink ek het die Here met hom gewerk. Chris, ek dink daar was party dae gewees dat hy dalk gekla het oor hoe warm dit was. Party dae het hy dalk 'n bietjie gesukkel om vir die skape in die hande te kry en met hulle te werk. Ek dink by myself, die Here dalk hom gesê, dink jy regtig ek gaan jou kan toelaat om te gebruik met my kinders, as jy nie eens 'n paar skaapetjies kan oppas nie. Kyk, daar het daai skaap alweer verloor, Moses. Wat het met hom gebeur? Waar is hy weg? Dan is Moses weg. Ons leer baie van Dawid wat die herder was, maar Moses was ook 'n herder. In hierdie woestyn is God besig om Moses se karakter te vorm. Hy leer Moses hoe om te lei, maar hy leer hom ook hoe om nederig te wees, om God te vertrou. Toe God hom uiteindelik by die brandende bos kry, toe sit nie 'n skielike 100% omkeer en hy word bekeer by die brandende bos en dan skielik is Moses iemand anders toe. Moses was al reeds gered, reeds voorberei toe hy by die brandende bos kom. God berei ons voor in ons stiltye. Miskien is jy vanoggend op 'n plek waar jy nie die vrugte sien nie, waar jy dalk besig is om te plant en nat te gooi en te kere te gaan, jy kan nie verstaan wat gaan aan nie. God is besig met voorbereiding. Ek wil u bring by die derde en laaste punt. Het gaan oor, jy is gereed. Ons gaan daarby uitkom en miskien is daar van u wat al reg is, van die wag dalk nog vir hierdie oomblik, maar jy is gereed vir God se guns. Dis die plek waar ons wil wees. Wanneer God ons roep en ons voorberei, is die volgende stap om te besef dat jy gereed is om in sy guns te stap. Dit is so maklik as om dit besluit te neem en te sê, ek gaan uittreë in God se guns. Gaan lees die voorbeelde, iemand soos Jabes wat gepraat het van, vergroot my grondgebied. Hy het in oortuiging, in geloof, het hy kon spreek en uitgetree. Gaan dink aan Josua, wat gesê, trap met julle voet in die Jordaan in. Beweeg vorentoe, hulle besef, dat die guns van God met hulle saam beweeg. Vanmorgen is dit nie omdat jy sterk is, en of jy slim is nie. Dit is omdat God se guns jou toerus met alles wat jy nodig het. Hy het jou geroep, hy het jou voorberei, hy het sy guns gaan saam met jou gaan. Die guns van God is soos 'n geskenk wat jou in staat stel om te doen wat dit is wat gedoen moet word. Ek wil dink aan nog 'n persoon in die Bybel wat die guns van God saam met haar gehad het. Ek dink aan Maria. En ons het nie in ons geloof, die manier waarop ons aan dink, daai manier van aanbidding van Moeder Maria, ons glo nie daarin nie. Maar tog is daar iets fantasties om aan te dink, as jy aan hierdie vrou dink. Sy was nie 'n prinses nie. Sy het nie uit 'n paleis uitgekom en koninklike aansien gehad. Inteendeel, sy was niemand van aansien. Die manier waarop daar in die woord gepraat word om te sê dat sy was 'n maagd, was om te verstaan dat sy was rein gewees en sy het nog nie 'n man gehad nie, sy was alleen. Totaal alleen. Tog het die engel vir haar gesê, en ons het Kersfees daaroor gepraat, jy het genade, jy het guns by God gevind. Sy het moontlik bang en onwaardig gevoel, maar God se guns het haar toegerus om die grootste roeping in die geskiedenis te vervul. Sy moes daardie seentjie dra, totdat hy gebore is, sodat hy kon lewe op hierdie aarde vir ons, sodat hy kon sterwe op hierdie aarde vir ons, sodat hy kon opstaan en vir ons 'n pad oopmaak, dat die guns van die Here vir jou en vir my beskikbaar is. Net so gaan jy gereed wees. God se guns maak jou bekwaam vir die taak waarvoor hy jou roep. As jy in 2025 sy stem hoor, sy plan volg, gaan hy jou deur sy guns lei. Sy guns gaan wees in jou gesin.
op jou eiendom, daar waar jy bly, in die gemeente, by jou werk, by jou familie, tussen mense wat hier saam met jou besig is om die Here te dien nie, gaan die guns van God daar wees. En ek wil vanmôre dit uitspreek, en ek dink dalk, ek praat net 'n woord van guns, van dis net beweging, ek praat daarvan dat dit met jou goed sal gaan. Ek sê dat daar dinge in jou rigting sal aankom, wat nie veronderstel is om te gebeur. Hierdie is nie 'n boodskap van, soos hulle noem, by prosperity preaching. Ek is nie hier om vir jou te sê, daar's 'n kar vir jou, daar's 'n kar vir jou, 10,000, ek praat nie daarvan nie, maar daar is guns, wat God oor jou lewe wil laat plaasvind. Die Here wil met jou saam beweeg, en hy wil hê dat mense rondom jou snaakse dinge moet sê, dat dit 'n plek maak, 'n deur maak. Ek wil vir jy sê, as jy daar sit, weet jy, hoe voel jy daaroor, iemand sê, ons is daar maar nou lucky gewees. Kyk hoe kyk hoe gelukkig was jy gewees om 'n parkeerplek te kry reg voor die winkel. As dit iemand is wat nie die Here dien nie, dis 'n groot oop deur. Want geluk het niks daarmee te doen nie. Dis die guns van God wat in hy saambekom. Wanneer ek besig is om aan iets te werk en iets loop verkeerd, maar die oplossing ry reg langsom. En iemand sê by jou, maar jy is dan maar lucky dat jy daai net gehad het. Het niks daarmee te doen nie. Ek dien nie die geluksgoede nie. Ek is nie daar om iemand andersins te probeer smeek en lotto kaartjies in te vul, om te probeer om die antwoord te kry by die geluksgoede van die wêreld nie. Die guns van God is op my pad. Die guns van God is daar, want ek is geroep, ek is gereed gemaak, voorberei, ek is gereed, en sy guns beweeg saam met my. Wat beteken God se guns vir my? Ek wil net so vinnig deurgaan, u is welkom, ons het so ruk terug by Bybelstudie gepraat oor Psalms. U is welkom om Psalm 65 weer te gaan lees, na hierdie boodskap. Ek wil net vir die breë trekke lees, en opsom van wat daarin was. As ons die Psalm lees, dan besef ons eerstens, ons moet begin met lof en erkenning van God, as die hoorder van ons gebede, en dat hy ons oortredinge versoen. Dis wat God doen. Hy hoor wanneer jy bid. Hy hoor jou stem wanneer jy tot hom roep. Is hy daar? Dit beteken hy is 'n God wat persoonlik is. Hy stel belang in jou. Hy stel belang in jou omstandighede. Hy hoor as jy roep. Tweedens beteken dit ook dat hy ons in sy teenwoordigheid innooi. Hy maak die deure wyd oop. Hy sê, kom asseblief in, my kind. Jy is welkom by my huis. My guns is oor jou. Tweedens, so in die middel van hierdie hoofstuk, wil ek vir u sê dat ongeag watter storms jy ook al mag ervaar, vertrou op God, vertrou op sy mag, sy vermoë om vrede en stabiliteit te bring. Ek het al van my God geleer, as iemand wat magtig is om berge te versit. Ek het van hom geleer dat hy grondves die aarde en dit op sy plek gesit. Ek het van hom geleer dat hy maak die storm stil. As die see rondom my woel en die winde waai, dan weet ek God se guns beteken die storm raak skielik stil. Hy is by my. God se guns beteken en verseker vir ons dat hy nie net ons verlosser is, maar hy is ook die een wat hierdie hele wêreld in sy beheer hou. Wanneer mense angstig rondom jou praat en sê, wat nou van Putin? Wat nou van president Trump? Wat nou van die ou? Wat nou van Malema? Wat nou van die... Ek gee nie om van politiek vanmôre nie. Hulle het nie die wêreld in hulle hande. My God het hierdie wêreld in sy hand. Dis hy wat dit vashou. Ek wil vanmôre vir die vraag, dink daaroor wanneer ons het hom nie vanmôre gesing nie, maar as jy ooit weer hierdie lied sing, dink aan wat jy sing. Ons sing, because he lives, I can face tomorrow. Nee? Lief daarvoor om ek saam te sing. En dan sit jy by die huis in die oggend en sê, ek sien die kans of hierdie dag het sy oor te staan. Of jy sê, volgende week begin die skool alweer. Ek weet of ek hiervoor kan sien.
skoonfamilie van my kom alweer kuier. Ek is die lus vir hulle vandag nie. Because he lives, I can face tomorrow. Maak nie saak wat môre vir jou in gedagte het nie. Because he lives, I can face tomorrow. Dan die kern van hierdie psalm en dan ook die dryfveer vir hierdie boodskap van God se guns. Die slot van hierdie psalm fokus op God se voorsiening, sy seën op die aarde. Hy besoek die land. Hy maak die vore nat, die water loop in die leiwater vore, laat dit sommer so oorloop. Ek weet nie of u gesien het, dit by u gebeur nie, by ons baie keer, dan mis iemand sy beerd. Dan loop die water in die straat af. Dit loop oor waar ek kyk, is dit net leiwater. Wanneer God se guns voor jou is, dan sê hy vir ons, beperk jou leiwater, jy kry net so nou en dan nie. Dan kom die water. Uit elke plek waar jy soek, loop daar water. Die water beweeg, want water bring lewe. Water bring verandering. Vers 12 som dit op wanneer hy sê, u kroon die jaar van die goedheid en u voetspore drup van vettigheid. As jy lekker geëet het Kersfees of Nuwejaar, en jy dalk 'n bietjie lamsvleis gehad, 'n lamsboutjie gehad, jy weet nie dat jy lam geëet het, dan so 'n bietjie vet drip. Die vettigheid moet so 'n bietjie afdruk daarvan. Jy moet weet, hy's lekker gaar gemaak. Hy's lekker dat die vet nog so afdruk. Hier staan almal gesondheidsbewus, as die kans as sny vleis, die vet vaai onmiddellik. Dis die eerste ding. Ek wil die vet sien. Die vettigheid beteken die guns van God is daar. Die guns van God is met jou. Want as jy nie vleis het om te eet, jy gaan dan nie vet wees nie. As jou vleis nie vet aan het, is so maar 'n lammetjie gewees. Dis nie guns nie. God se guns leef in die vettigheid. God se guns leef in die water wat oorloop. God se guns leef in elkeen van ons. Ek wil graag, en ek gaan daarmee afsluit, sien dat u 2025 sien as 'n jaar wat deur God se guns gekroon is. Die jaar kom so ingestap stadig. Skielik dan hy spoed op. By die begin staan God met 'n kroon. En hy sit 'n kroon op sy sê, mag my guns met jou beweeg. Mag my guns met jou saamgaan. U kroon die jaar van die goedheid en die voetspore drup van vettigheid. Ons het vandag gesien hoe dat God wil werk in jou lewe. Hy roep jou. Hy berei jou voor. Hy maak jou gereed. Ek wil jou herinner aan God se guns in hierdie jaar. Dit is nie net 'n valhoop nie, dis nie iets wat jy moet gaan soek nie. Dis nie miskien 'n maand, 2 maande van nou gaan jy sê, wat het nou gebeur? Pastoor het gepraat die 5de Januarie van guns. En toe net die wel van hierdie guns gesien. Die guns van die Here loop voor ons uit. Soos 'n boer wat met geloof saai, moet jy hierdie jaar in geloof instap. Hy het jou geroep, hy het jou voorberei, jy is nou gereed. Hy stuur jou dan ook uit. Want dis waaroor dit gaan. Dit help nie jy's geroep nie, geroep om wat te doen. By die huis te sit. Dit help nie jy's voorberei nie, voorberei om wat te doen. Is jy gereed om wat te doen? Jy's gestuur. Ons word gestuur na jou familielede, na jou werksplek, na jou gemeenskap toe, om ook God se guns en sy liefde uit te leef. Die tema waaroor ons gaan praat hierdie jaar, en miskien gaan julle verveel praat daarmee, ek geen regte om nie. As God sê dis waaroor ek moet praat ek daaroor. Die tema sê jy is volgende. Dis jou beurt. Jy is volgende in die lewe. Wanneer jy voel dat jy nie goed genoeg is nie, onthou dis God wat jou roep. Sy roeping oor jou lewe is nie gebaseer op jou sterkpunte nie, maar op sy krag wat deur jou werk. Laat sy stem jou lei, selfs al voel jy onseker. Vra vir jou, wat is dit wat God besig is om my nou te leer? Watter voorbereiding is ek nou besig om deur te gaan? Watter areas van my lewe is in 'n seisoen van voorbereiding? Watter grond word geploeg? As dit seer maak, dan sê jy, Here, ploeg op 'n bietjie hier in die agterkant ook.
Daai stuk wat ek so lief is daarvan om weg te steek van die wêreld. Gooi 'n bietjie kompos op. Julle ken kompos. Wat 'n bietjie. Lees 'n bietjie jou Bybel. Luister na God se stem. Gebruik God se uitdagings en stilseisoene om jou karakter te vorm. Om jou sterkte te vorm. Ek dink baie keer aan daardie gedeelte waar hy praat van die mense wat gegaan het en probeer om duiwels uit te dryf. En toe dan kom toe sê die duiwel vir hom, sy ken vir Paulus, weet van Jesus, maar wie jy is. Jy moet verstaan waar is jou limitasies. Jy moet verstaan wat dit is waarvoor God jou voorberei. Daar's 'n groot moontlikheid dat jy geroep word, voorberei word, gereed is en dan iemand anders se werk probeer doen. Dis 'n moontlikheid. Ons sal 'n bietjie daaroor praat die jaar. Hoe weet jy wat is my werk om te doen, wat my regte werk doen? Gee vir jou in jou stilseisoene dit oor vir die Here en sê ek vertrou die Here selfs wanneer ek nie dit kan sien nie. Dis een van die pragtigste voorbeelde is ek dink is 'n Chinese bamboes. Hy groei vir iets soos 10 jaar. Want hy groei onder die grond dat jy hom nie sien nie. En dan skielik dan breek hy deur. En sê dan, in daai tyd wanneer hy groei, moet hy aanhou met bewater word, aanhou met bemest word. Dan moet heeltyd gewerk word. Maar hy groei vir 'n lang tyd weg buitekant sig. Miskien is jy daar. Neem tyd om te bid. Vra vir die Here hoe hy jou wil gebruik in hierdie jaar. Dit help nie ons het al hierdie dinge wat ons mee saamvat. Ons het God se guns. Ons het ons roeping. Ons het ons voorbereiding. En jy eindig op die verkeerde plek. Hierdie goed pak bo mekaar. Ons bly steeds die regte persoon op die regte plek, op die regte tyd met die regte doelwitte. Wat is ons doelwit? Om die meester te vat na die wêreld toe. Ja, selfs vandag, ek lees, terwyl ek kyk van ons wêreld-evangelisasie voorbereiding wat ons moet doen, ons praat van China, dink ek is iets soos onder die 30% wat al van Jesus gehoor het. Daar's baie mense nodig. Ek weet nie een van julle nie, of julle die roeping kry nie, ek wil nie vir julle afskiet en sê julle het dit nie. Maar ek weet nie of julle al die roeping gekry het en gesê wil China toe gaan nie. Ek het dit nog nooit gevoel nie, ek het nog nooit ervaar nie. Want weet jy hoekom? Hier in ons dorp, in ons eie dorp is mense wat van God gehoor het, maar nie hom ken nie. Hier's mense wat langs jou bly. Hier's mense wat saam met jou werk. Hier's mense wat jou pad langs kom, wat jy dalk in 'n winkelsentrum teekom, wat nie God glo nie. Jy kom mense te, ek praat met hulle, mense wat moed opgegee het oor die hartwerk van God in hulle lewe. Ek is nie geroep om by elkeen van hulle te kom nie. Almal van ons het 'n plig om die guns van God te gebruik. Stap in sy guns in. Maak 'n verskil net waar jy is. God sê hierdie jaar vir jou, jy is. Tot sover die woord van die Here.